Die gedeelte uit die Ou Testament vanoggend is die besnydenis as verbondsteken, Genesis 17. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige, lewe naby my en wees opreg. Ek sal my verbond met jou sluit en baie mense sal uit jou voortkom. Abraham het op sy knieë geval en toe sê God vir hom, dit is my verbond met jou. Jy sal die vader wees van 'n menigte nasies. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie, jou naam sal Abraham wees, want ek maak jou die vader van baie nasies. Ek sal jou baie vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voortkom. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Ek gee aan jou en jou nageslag die land waar jy as vreemdeling woon, die hele Kanaan as 'n blywende besitting, en ek sal hulle God wees. Verder het God vir Abraham gesê, jy moet my verbond nakom, jy en jou nageslag en al hulle nageslagte. Dis my verbond wat moet geld vir jou en jou nageslag. Elke lid van die manlike geslag onder julle moet besny word. Julle moet besny word aan die vooruit. Dit is die verbondsteken tussen my en julle. Elke seun onder julle van 8 dae oud moet besny word. Dit geld vir elke lid van die manlike geslag onder julle, al julle geslagte en ook elke slaaf wat as kind in jou besit gebore word, die slawe wat in die vreemde met geld gekoop word, wat nie jou afstammelinge is nie. 'n Slaaf wat as kind in jou besit gebore word, en een wat vir geld gekoop word, moet beslis besny word. So sal my verbondsteken aan julle liggame wees as 'n blywende verbond. Elke lid van die manlike geslag wat nie besny is nie, moet van sy volksgenote afgesny word. Hy het my verbond verbreek. God het nog vir Abraham gesê, jy moet jou vrou nie meer Sarai noem nie. Haar naam is nou Sara. Ek sal haar seën en vir jou 'n seun uit haar gee. Ja, ek sal haar seën en nasies en konings van volke sal uit haar voortkom. Toe het Abraham op sy knieë geval en hy het gelag en gedink, kan daar vir 'n man van 100 'n kind gebore word? Of kan Sara wat 90 is 'n kind in die wêreld bring? En Abraham het vir God gesê, Ismael maar net in die teenwoordigheid kan bly lewe. Maar God het vir Abraham gesê, nee, jou vrou Sara sal vir jou 'n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Isak noem. Ek sal my verbond met hom hou as 'n blywende verbond en ook met sy nageslag. Ek het gehoor wat jy oor Ismael gesê het. Kyk, ek seën hom ook. Ek maak hom vrugbaar en ek sal sy nakomelinge baie maak. Uit hom sal daar 12 heersers stam en ek sal hom 'n groot nasie laat word. Dit is met Isak, die seun van wat Sara vir jou in die wêreld sal bring oor 'n jaar, dat ek my verbond sal nakom. Nadat God klaar met Abraham gepraat het, het hy van Abraham af weggegaan. Op daardie selfde dag het Abraham sy seun Ismael gevat en al die slawe wat in sy besit gebore is en ook die wat hy met geld gekoop het, elke lid van die manlike geslag in sy huis, en hy het hulle besny soos God vir hom gesê het. Abraham was 99 toe hy besny is en sy seun Ismael 13. Abraham en Ismael is op presies dieselfde dag besny. Al die mans in Abraham se huis, die slawe wat in sy besit gebore is en die wat hy van vreemdes gekoop het, saam met hom besny. Dit is Genesis 17, 'n baie bekende hoofstuk, 'n kragtige verbond, 'n ewige verbond wat die Here sluit met Abraham en sy nageslag, met al die gelowiges, waarvan ek en jy ook 'n nageslag. 'n bewys is dat God se verbond tot in duisendste geslagte waar bly, dat God getrou bly aan sy woord, aan sy verbond. Hierdie gedeelte dan Genesis 17 in die 83 vertaling.